Goeiemôre aan almal, baie welkom in die huis van die Here. Ek is bly om julle hierso te hê vir saam met ons vandag. En baie welkom aan almal wat vir ons luister. Ons het nou so lekker gesing, ons het die Here se naam groot gemaak. Ek wil net vandag eers net begin dat ons net eers 'n gebed doen. Almagtige God en heilige Vader, Here, baie dankie Here vir die voorreg dat ons vandag in die huis van die Here is. Here, dankie vir die gehoorsaamheid dat ons vandag u naam kom groot maak en u eer, al die lof en al die eer bring, Here. Dankie Here dat ons vandag opstandingssondag kan vier. Dankie Here dat u vir ons gesterf het om ons te red, Here. Wat 'n voorreg is daai liefde van Johannes 3 vers 16, Here. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat niemand verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dankie Here vir die prys wat u vir ons betaal het. Here, ek vra nou dat u saam met die woord sal gaan, wat Pastoor Chris vir ons gaan bring. Dankie Here dat die Heilige Gees vuur op hierdie woord sal wees. Baie dankie Here dat u hierdie saad wat gaan gesaai word, self gaan kom nat maak en gaan dat groei. Here, kom seën asseblief sy lippe met 'n koelvuur van die altaar af. In Jesus naam, amen. Ek gaan vir ons 'n stukkie lees uit Psalm 73, die groot raaisel. 'n Psalm van Asaf. Waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voetstappe het byna uitgegly, want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Want daar is geen kwellings by hulle nie, gesond en vet is hulle liggaam, en die moeite van sterwelinge is hulle nie, en saam met ander mense word hulle nie geplaag nie. Daarom is die trots om hulle soos 'n halsieraad, die wêreld bedek hulle soos 'n gewaad. Hulle oë peel uit van vet, die inbeeldinge van die hart loop oor. Hulle spot en spreek in boosheid, verdrukking. Hulle spreek uit die hoogte. Hulle stel hulle mond teen die hemel en hulle tong wandel op die aarde. Daarom draai hulle mense hulle hierheen en waters in volheid word deur hulle geslurp. En hulle sê, hoe sou God dit weet? En sou daar kennis by die Allerhoogste wees? Kyk, so is die goddelose mense en altyd onbesorg, vermeerder hulle die rykdom. Waarlik, te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. Die hele dag tog is ek geslaan en my tugtiging was daar elke môre. As ek gesê het, ek wil ook so spreek, dan sou ek ontrou gewees het aan die geslag van u kinders. Toe het ek nagedink om dit te verstaan, maar dit was moeite in my oë, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het. Waarlik, u stel hulle op gladde plekke, u laat hulle in pyn val. Hoe word hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing? Vergaan hulle, raak hulle tot niet deur verskrikkinge. Soos 'n droom nadat 'n mens wakker word. O Here, so verag u, as u opwaak hulle beeld. Toe my hart bitter gestremd en ek in my niere geprikkel was, toe was ek dom en het niks geweet nie. Ek was 'n dier by u. Nogtans is ek altyd deur by u. U het my regterhand gevat. U sal my lei deur u raad en my daarna in heerlikheid opneem. Wie het ek buiten u in die hemel? Buiten u begeer ek ook niks op die aarde nie. Al beswyk my vlees en my hart. God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Want kyk, die wat hulle ver van u afhou, vergaan. U roei almal uit wat van u afhoereer. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. In die Here, het ek my toevlug gestel om al u werke te vertel. Net tot sover. Ek gaan vir Pastoor Chris vra om vir ons die woord te bring. Baie dankie, pastoor. Baie dankie, pastoor Annelies. Hartlike goeiemôre. Wat 'n wonderlike voorreg om hier te kan wees in die huis van my Vader. Draai om na die ou langs jou en sê vir hom, ek is hier met 'n verwagting. Ek is hier met 'n verwagting. Ek is hier om iets te verwag uit die skatkis van my God. Dankie. Ek gaan iets verkry vanmôre. As ek vanmôre kyk na die verhaal van Asaf, die verhaal wat homself afspeel. Asaf is 'n musikant.
'n man wat God loof en prys, elke dag van sy lewe. Maar vir 'n oomblik haal hy sy fokus af en hy kyk na die goddelose mense. Hy kyk na Israel en sê, hoe welvaardig is hulle, hoe goed gaan dit met hulle. Ek wat die Here dien en die Here loof, kyk hoe gaan dit met my. Ek het broodgebrek. Ek sukkel. Maar kyk die goddelose mense. Is dit regverdig? En hy haal sy fokus van God af en hy kyk op die mens. Maar as hy kyk hier na die 17de vers, 16, 17 vers, waar hy sê, dit was moeite in my oë om te kyk, totdat God vir hom gewys het, waar hulle pad heen is. Waar hy uitroep en sê, Here my God, as ek U het in my lewe, het ek alles. Maar voor ek nou aangaan met Asaf, ek wil nou vanoggend bietjie wegbeweeg. As ek na shopping mall gaan kyk, en ek kyk in die winkelsentrums, sien hy pak klere, dit kos 'n prys. As ek daai pak klere wil hê, dan moet ek daai prys betaal om die item te bekom. As ek sien as 'n paar nice skoene, daai Crocodile Jones, en my hart begeer dit, en dan moet ek die prys betaal om dit uit te kon kry. As ek kyk vanmôre na tegnologie, en ek kyk vanmôre na die highways en die brûe wat gebou word, die wonderlike tegnologie wat daar ingaan. Ek kyk nou so 2 weke terug, wat hulle in Japan 'n pad, halfpad deur die see bou, maar wat hulle droëgrond langs 'n deurry uit deur die tonnel. It's amazing, is verbuisterend om te sien tot wat die mens vandag in staat is om te kan bou. Maar daar's een brug, daar's een pad wat die mens nie kon bou nie. Jesus Christus en hy pad gebou. Die brug vanaf die aarde na die hemel het Jesus gebou. Maar hy het dit nie gebou met geld en goud en diamante en edelgesteentes nie. Hy het dit met sy bloed betaal. Amen. Hy het dit met sweet betaal. Toe Jesus daar aankom by Getsemane en hy begin bid. Toe sê hy, Here, as dit U wil is, laat hierdie bitter beker by my verbygaan. Maar dit was nie God se wil nie. Maar dit was 'n pastoor Chris Potgieter in die prentjie. Toe hy so opkyk en hy sien hy gaan hel toe. Almal wat vanmôre na my kyk, as God nie daai brug en daai pad gebou het nie, was ons almal hel toe. Wat 'n verskriklike pad. Jesus kom in Getsemane en hy bid so dat sy sweet bloed geword het. Hy betaal die eerste paaiement. Hulle lei Jesus weg na Pontius Pilatus en hulle bou 'n doringkroon wat hulle sy kop slaan met riete en die bloed loop so van sy gesig oor sy gesig en hy betaal 'n verdere paaiement. Hulle blinddoek Jesus en hulle slaan hom in die vuis, dan sê hulle profeteer, wie het jou geslaan? En Jesus betaal 'n verdere paaiement. Hy betaal die pad, die brug wat hy vir ons bou. Wat 'n prys. Pontius Pilatus sê, ek vind hom onskuldig, ek wil my hande was in onskuld. God het hoeveel wonderwerke gedoen. Maar daar was niemand wat Jesus gebek het. Hy het blindes laat sien,
uit krepels laat loop. Jesus het net goed gedoen. Maar die dag toe hy daar staan, toe staan hy alleen. Om daai paaiement vir ons te betaal. Wat 'n prys. Wat 'n prys. Hulle neem Jesus en sê, dra jou kruis. En waar nie kan hy skop en slaan aan hom. Toe hy by die voet van Golgotha aankom, toe hom vasgespijker op die kruis. Daai Romeinse spykers het hulle deur sy hande gekap en deur sy voete gekap. Wat 'n verskriklike prys. Toe die kruis regop tel, toe ruk sy liggaam vir die pyn. Maar hy betaal die prys vir my nie. Wat 'n prys. Daar's Romeinse soldate. 39 van hulle. Elke soldaat het net een hou wat hy kan slaan en hy moet sy beste gee. Aan die punt van hy karwats is daar stukkies glas, staal, been, die hele karwats vol. Soos wat hulle Jesus slaan, ruk hulle die stukke vleis uit sy liggaam uit. Hy het gelyk soos 'n geploegde land. Die skrif sê, hy was onherkenbaar vermink vir my en u. Wat 'n verskriklike prys. Hy betaal nog 'n paaiement. Hulle ruk Jesus se baard uit. Hy betaal 'n verdere paaiement. Jesus vra, kan ek 'n bietjie water kry? Hulle vat 'n riet met 'n spons met asyn, hulle druk dit in sy mond. En betaal 'n verdere paaiement. Vir my en vir u. Hy bou daai brug. Vir ons. Amen. Sy laaste asemteug, wat hy nog in sy longe oor het. Hy blaas dit uit en hy sê, is die woorde, my God, aan u is dit volbring, en die laaste prys betaal. Die Romeinse soldaat, van die spies, en hy druk hom hier onder in die sy, reg deur tot in sy hart. En Jesus sterf. Wat 'n mens. Wat 'n prys. Wat Jesus betaal vir ons. Om daai brug te bou. Om grensloos oor te loop. Van die aarde af tot in die hemel. As jy jou pad reg geloop het. Maar dit kos vanmôre vir my en vir u ook 'n prys. Jesus sê, tel jou kruis op en volg my. Elke dag. Baie keer hoor en sien ek in hierdie bediening, pastoor, ek kan nie aangaan met hierdie bediening nie. I just had enough. God sê, as jy jou hand in die ploeg slaan en jy draai om, is jy nie waardig om die koninkryk van God in te gaan nie. Dan sê ek, my broer, jy kan nie reis op. Jesus het die prys betaal. Ek wil jou graag in die hemel sien. Maar er is hoeveel van ons wat net handdoek ingooi. As ek vanmôre kyk na die pryse, kan ek net sê, dankie Here. U het die volmaakte prys betaal. Maar dankie Here, u het nie gebly in die graf nie. U het opgestaan. U het opgestaan. Dankie Here. Daar waar ek vanmôre voel, soos 'n 0 op 'n kontrak. Jesus is die een. As ek lank Jesus staan, dan sê ek 10.
As jy 'n maatjie langs my kom staan, dan is ons 100. As nog 'n maatjie langs jy kom staan, dan is ons 1000. Die Here wil hê ons moet volhard tot aan die einde. Is verskriklik om te sterf sonder God. Dis 'n verskriklike prys wat ons gaan betaal. Die hel was nooit voorberei vir die mens nie. Die hel was voorberei vir die duiwel, vir die gevalle engele en die demone. Maar jy het jou wil, jy het jou innerlik, jy kan besluit wat ek vandag gaan doen, wat ek môre gaan doen, wat ek oormôre gaan doen. Maar dit het 'n prys wat jy gaan betaal. Jy kan sê, Here, maar jy het my buurvrou gemaak, sy is baie mooi. Jy gaan 'n prys betaal. Daar's 'n prys wat ons gaan betaal. 'n Ding wat mense baie kwel. Ek het gister weer die geval gehad. Van iemand wat my gesê het, hoe genadeloos kan God wees om sy kind te offer? Toe verduidelik ek haar, gee ek vir haar 'n eenvoudige verduideliking. Toe sê ek, as ek by jou gaan kuier, en ek sien, hier kom 'n ou aangestap met 'n AK-47, en ek sien, hy gaan jou skiet, en ek spring voor hom in, dan het ek my lewe vir jou gegee. Maar kom ons kyk, die ander kant van die muntstuk. As ek by jou kuier, en ek vat my 3-jarige seentjie, wat ek bitter lief het, en ek gooi hom voor die spervuur. My onskuldige seentjie sterf om jou te laat lewe. Dis presies wat God gedoen het. Hy het sy seun wat nie sonde gehad het nie, wat nie sonde geken het nie, het gesterf vir ons sonde, vir my nie. Amen. Hy het die prys betaal. Wat 'n verskriklike prys. Al wat hy sê is, as jy die wil van my seun inbeweeg, Jesus sê, ek is die wil, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand sal na my Vader gaan behalwe deur my nie. Ek het die prys betaal. Daarom gaan jy deur my. Jy gaan nie deur Boeddha, jy gaan nie deur Allah gered word nie. Hulle sal in hulle graf sit. Vir Boeddha het nie so graf gegrawe vir sy maag. My Jesus het opgestaan en hy lewe tot in alle ewigheid. My Jesus leef. Amen. Halleluja, my God leef. En hy lewe tot in alle ewigheid. Amen. Ek wil net vanmôre net, as ons hier so staan, wil ek net 'n gebed doen. Almagtige God en heilige Vader. Here my God, dankie vir u seun, waar hy verskriklike prys betaal het. Dankie Here dat ek vanoggend die voorreg het om my kruis te kan opneem. En ek kan sê, eendag gaan ek my oë oopmaak, en ek gaan my oë oopmaak in die teenwoordigheid van my Vader. As jy vanmôre sê, ek wil deel wees van hierdie gebed, steek jou hand op. Ek gaan nie altaarkoel doen nie, steek net jou hand op. Here, u het die hande gesien, die mense gesien. Here, u het die mense gesien op TV. Die mense gesien reg oor die land, wat ingeskakel is om na uit te kyk. Here, daar waar my boete, my sissas nou staan en gaan kniel en sê, Here, vergewe my sondes. Here, dis verskriklik. Maar ek wil my saak en my lewe nou vir God gee. Here, wat 'n voorreg om nog siele te kan inwend vir die koninkryk van my God. Here, dankie vir elke siel wat gered word vanmôre. Dankie, Here, my God, dat u gesterf het, u die volmaakte kruis betaal, u die volmaakte prys betaal. Here, u is so wonderbaar. U is die Alfa, u is die Omega. U is die begin, u is die einde. U is die soet roos van Saron.
Dankie Here dat U vanmôre vir ons intree by die Vader. U sien die gebroke harte. U sien die mense wat stikken is vanmôre hier voor U. Dankie Here vir die mense wat nou sê, Here, ek kan nie meer nie. Here, dat ons swak is U sterk in ons. Dankie Here, dat waar U aan die kruis was, waar die duiwel gedink het U is swak, dis waar U sterk was. U sê in die skrif, in jou swakheid is jy sterk in my. Dankie Here. Dankie Jesus. Amen en amen.